Almal ervaar daagliks krisisse. Ek het gevoel of ek in hierdie gat is. Party klein, party groot. Ek het net kwaad gewees vir die lewe en onvergifnis in my hart gedra. Soms veroorsaak dit 'n groot lewensomwenteling wat jou in 'n ander koers stuur. En dan moet jy jouself afvra, waar gaan ek my krag kry? En die Here het my daar gaan uithaal. Daar's altyd hoop. As jy net jou hart sal oopmaak. En dink jy loop stap alleen die pad, maar dan as jy terugkyk daai storie van die voetspore op die strand, dan kan ek sien die Here het my daar gedra. Ja, so 4 jaar gelede het ek begin kopseer kry en ek kon nie meer lees nie en ons het nie regtig geweet wat aangaan nie. Ek het so half gedink, miskien het ek net 'n bril nodig, ek raak nou ouer, ek's amper 40. En toe het dit een aand geeskaleer na gooi op van die pyn tipe ding en ek is toe die volgende dag dokter toe en wat ons nou in soos ons terugkyk besef wat daar gebeur het is ek het in die dokterskamers 'n mini beroerte gehad en niemand het geweet wat aangaan nie. En ek het medisyne gekry en ek's huis toe en ek het die res van die dag geslaap. En my man het die volgende oggend die kinders skool toe gevat. En ek is toe wakker gemaak deur my vriendin wat my wakker bel. En ons het 'n koffieafspraak gehad en ek het dit gemis. En toe ek die foon antwoord, toe klink ek soos ek daar my woorde maak niks sin nie en sy weet toe dadelik daar's iets groot fout. En al wat sy vir my sê, dis nou wat sy vir my, ek kan niks van hierdie onthou nie, so sy het vir my vertel nou dit, sy het my gebel en sy het net vir my gesê bel vir Niels. Ek het glo toe vir Niels gebel en hy het ook so 'n boodskap gekry. En sy het hom ook in die hande gekry. So hy het toe huis toe gejaag en toe hy my kry, toe kan ek nie loop nie, ek kan nie praat nie, ek het geen geheue nie, soos dis 1 minuut, 2 minute, maar ek kan ook nie eintlik myself uitdruk nie, so hy weet glad nie wat aangaan en hy jaag my toe hospitaal toe. En by die hospitaal aangekom, het hulle probeer om my te diagnoseer, ek het deur al die verskillende toetse gegaan, MRI's en duisende verskillende dinge en die internis, daar was net 'n internis. En hy was lieflik en die span in die Parel Medikliniek was fantasties. Hulle was almal saved. Hulle het heeltyd my gebid. Maar hulle kon my nie diagnoseer nie. So daar was soos huge bekommernis. Hulle het vir Niels gebel 12:00 die Vrydag aand, verbeel ek my. En gesê hy moet nou deurry. Hulle weet nie of ek dit gaan maak die nag nie. Hulle moet nou vir my 'n lumbar punch doen. Maar hy moet nou kom, want hulle weet nou nie of hy vir my moet kom baie of so nie. En hy het toe deurgery, gelukkig was die kinders vir my skoonma. Hulle kon my nie diagnoseer nie en hulle het toe my scans gestuur Panorama toe. Daar's 'n neuroloog daar en hy het toe gesê hulle moet daar dadelik vir my bring. En toe stop hulle my in die ambulans. En op daai stadium, ek bedoel, ek is op drips en ek is vasgemaak aan die bed en ek kan nie regtig enigiets onthou nie. Ek kan nog nie, my spraak het teruggekom wonderbaarlik. Dit was eintlik die eerste wonderwerk. En dit is ook in daai tyd wat ek later sal hoor uitbrei, is net waar ek regtig ervaar het dat God het my ingespuit met vrede en joy. En ek wil die woord joy gebruik want vreugde voel vir my dit nie daai is net dieselfde betekenis vir my nie. So dis daai joy wat net niks sin maak nie. So terug na die ambulans, ek's in die ambulans en daar's toe 'n ouetjie agter in die ambulans, 'n moslim ouetjie, sy naam was Shafiq. En hy moet toe vir my 'n klomp vrae vra. En sy vrae is soos, hoeveel kinders het jy, waar is jy gebore, bla 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 bla, is jy allergies vir enigiets, en soos ek sê, ek het nie 'n geheue nie, so ek is soos, ek weet nie, met iemand anders vra hieroor. En die een ding wat ek toe vir hom kon vertel is ek het 'n bonatuurlike geboorte gehad met my tweede seentjie en ek testify daar vir hom oor my bonatuurlike geboorte en hy is so wow, ek het nog nooit so iets gehoor nie. En so raak ons aan die gesels. En ek vra toe vir hom wat doen hy en ek vind toe uit hy's nie getroud en hy het dit genoem 'n 911 worker. Ek vra toe vir hom of is dit moeilik, is dit so scary plekke waarheen hulle moet gaan, is hy bang? Sy sê hy's baie bang, dis regtig gevaarlik. Hy vrees meestal vir sy lewe. En toe vra ek vir hom, jy weet, hoe cope hy daarmee? Hoe beïnvloed dit hom? Toe sê hy nee, dit eintlik sê hy bid baie meer na Allah. Na die Here my so ingespuit het met joy and peace, was my self-awareness
het soos baie laag geraak. En my awareness van die hemel en God was soos oorweldigend. Dis al waarvan ek bewus was. So terwyl ek met hom praat, al wat ek sien, is hierdie mens wat Jesus voor gesterf het en waarvoor hy lief is. So, daar's glad nie daai natuurlike amper sê judgment wat inspring, soos, jy kan nie vir Allah bid nie, dit moet God wees, dit het net glad eers by my opgekom nie, en deur die Here se genade het dit nie opgekom nie, en ek sê vir hom, dis great, en ek vra toe vir hom, of hy al ooit vir God gesien het, of ontmoet het, toe sê hy, nee, hy kan glad nie, want hy is onheilig, en God is heilig. En terwyl ons praat, sê die Heilige Gees vir my, vra vir Shafiq of hy vir God persoonlik ken. En ek vra te vir hom, Shafiq, ken jy vir God persoonlik? Sê hy, nee, ek doen nie, wat bedoel jy? Ek het eers vir hom gesê, dit beteken soos, as jy in 'n moeilike situasie is, kan jy vir God vra, gaan ek okay wees? Kan jy vir hom vra, kan jy my help? Wat moet ek doen? En hy sê toe natuurlik vir my, nee, hy kan nie, want in die moslim geloof gaan dit oor goed wat jy moet reg kry en reg doen, en as gevolg van dit, kan jy eendag ons nou paradys bereik. Ek sê toe vir hom, maar het jy geweet dat God 'n seun het? En toe sê hy soos, ja, ek dink jy is seker 'n Christen en julle glo Jesus is die seun van God. En ek glo nie dit nie, ek glo Jesus was net 'n profeet. So ja, ek weet julle glo hy is seun God. So ek ja, ek is bewus dat julle anders glo as ons daaroor, maar het iemand al ooit vir jou verduidelik wat het Jesus gedoen volgens ons? Toe sê hy nee, en toe vra ek hom of ek hom kan verduidelik, en toe sê hy ja. En dis alles klaar vir my wonderwerk. So is baie offensive. Maar in daai oomblik was ek glad nie, soos ek sê, bewus van my eie gedagtes en redenasies het nie regtig in speel gekom nie. Ek vertel toe vir hom van Jesus en ek kan nog onthou, ek het vir hom gesê, the blood of Jesus is the propitiation for your sin. En dit gee vir hom die toegang om in God se teenwoordigheid te kan ingaan. Hy sê toe vir my, I get it. En toe sê ek soos, hy het dit gekry, hy het 'n revelation gekry. En toe vra ek vir hom, nou dat jy dit weet, sal jy nou vir God graag wil ontmoet? Toe sê hy ja. En toe maak hy toe sy oë, en toe sit ek net my hand so op sy kop en ek vra, Papa God, sal u nou vir Shafiq kom ontmoet in hierdie ambulans? En in daai oomblik toe God se teenwoordigheid daar is, toe gaan sit hy so terug. En hy sit net daar. En ek kan die Here se presence voel, en al wat ek doen is ek huil, die trane loop, want al wat ek dink is, Here, as ek moes siek raak en beroertes moes kry, sodat hierdie een moslim ou vir Jesus kan ontmoet, soos, is daar iets wat meer werd is as dit? Ek moet hom nou half uit sy encounter uitdik, Shafiq, en hy word so wakker. Ek sê vir hom, did you meet Jesus? So dis die eerste keer wat ek Jesus sê, nee, die naam van Jesus, want dis 'n trigger vir die moslim geloof. Soos jy moet eintlik, as jy oor Jesus begin praat, dan voel dit vir my is dis wild dan die reaksie. En toe vra ek hom, did you meet Jesus? En hy sê my, yes, I met Jesus. En toe besef ek, en ek weet nie of ek al hierdie goed besef nie, want my breinkapasiteit op daai stadium was soos 0. Ek bedoel, ek kan nie 1 minuut, 2 minute uit mekaar uit onthou nie, en ek kan hierdie hele encounter onthou asof dit gister gebeur het. So ek is toe nou in Panorama Hospitaal ingestoot, en die Here het toe vir my 'n wonderlike neuroloog gegee, wat my binne 'n uur kon diagnoseer, en ek is toe gediagnoseer met 'n baie rar kondisie, primary CNS vasculitis. En dit is basies jou breinvaatjies wat inflammasie kry en opswel. Ja, en so het hulle toe vir my gesê ek gaan behandel moet word met chemoterapie. En die spesifieke een is 'n ou, ek dink is een van die eerste chemos wat hulle gebruik het, cyclophosphamide. En dis 'n binneaardse toediening, jou baie siek maak, baie sleg laat voel, hare val uit en jy kry seertjies in jou mond en jy voel maar soos die dood. Ja, so dis regtig nie 'n lekker ding om deur te gaan nie. Ek was daar vir so ek dink 4-5 dae chemo, klomp ander dinge. Ek kan nie onthou al die toetse wat hulle op my gedoen het nie, maar hordes toetse.
En ek is toe huis toe gestuur, ek was onder surveillance, iemand moes by my wees, vir 24 uur lank per dag, hulle kon my nie alleen los nie. Ek mag ook nie geloop het in die hospitaal, is my gestoot in 'n reistool, my neuroloog het elke keer as ek gekom het, ek moes maandeliks hospitaal toe gaan vir my chemo behandeling en check-ups en toetse en so ek het gegaan en dan het ek oorgeslaap en Niels het my die volgende dag kom haal. Hy het elke keer vir my gesê, Frankie, besef jy hoe siek jy is? So ek besef, dit was so 'n tyd in my lewe, ek dink dit was die eerste 5 maande daarvan, was dit letterlik 'n jy leef of jy gaan dood. Die lyntjie was die hele tyd daar. En saam met dit was die gevolge van alles was baie intens. Iemand soos my man was meer gekonfronteer daarmee. Want hy was daar wanneer dit baie moeilik was vir my. En wanneer ek gehuil het oor dat ek niks kan onthou nie en dat ek nie kan onthou wat iemand vir my sê nie en ek kan nie die Bybel onthou nie. Ek kan nie al die woord wat ek gememoriseer het onthou nie en ek kan ook nie lees nie. So dit was vir my 'n huge crisis, die feit dat ek nie kon lees nie. Want die woord was vir my soos dit was die grootste deel van my stilte tyd was ek het myself verloor in die woord van God en toe kan ek kon nie lees en my gedagtes in lyn hou dat ek kan verstaan wat die Bybel sê nie. Die enigste ding wat ek onthou het toe ek in Panorama instap, enigste ding in terme van die woord was die skrif in James, Jakobus 1. Count it all joy when you go through various trials, knowing that the testing of your faith will produce patience. And let patience have its perfect work, so that you may be perfect, lacking nothing. En dit het my deur hierdie hele tyd gedra, want dit was my realiteit. Die Here het binne hierdie situasie wat regtig, dit was baie moeilik. Het hy binne in dit het hy homself die hele tyd aan my reveal en het hy vir my hierdie joy gegee en ek kon dit nie inhou nie. Ek kan onthou ek afgelaai is by die hospitaal. Dit was in COVID, so Niels kon nie by my bly nie, mense mag nie by my gekuier het nie. En dan sit ek daar in die bed en dan wil hierdie soos totale hopeloosheid my oorweldig. En dan voel jy so alleen, hè, so oorweldig en alleen. En dan kom die Here, dan sy net soos dan sy net daar. Dan vul hy my net weer met homself en met die waarheid van hierdie is 'n opportunity for great joy. His purpose hierin en hier's 'n gift. Dis eintlik die groot ding wat ek geleer het in hierdie tyd is wanneer jy deur swaar tye gaan, there's a gift in every trying time. Daar's 'n gift en die gift is meer van hom. Waaroor ek nou praat is my 8 maande en ek is toe genees, prys die Here. Ek is genees, ek is skoon van die siekte en volgens hulle kom dit nie weer terug as dit eers gegaan het nie. So ek het dit gevat vir my. Ek het ook gevoel die Here sê vir my is nou gesond. Maar die journey daarna het ek het nou nog meer geloof nodig en nog meer nodig om vas te hou in daai joy, want my brein het nie net weer reggekom nie, ek het fisiese skade aan sekere dele van my brein wat hulle nie vir my kon pinpoint nie, want hulle het my gesê my brein scans het gelyk soos die night sky. So elke deel van my brein was aangetas. Mense hoor so baie as 'n Christen, praat mense baie van being present. En ek het vir die Here gevra, Here, ek wil 'n student raak van hierdie persoonlike herlewing wat ek ervaar. Soos ek wil daar bly. En ek glo dis moontlik vir ons as u kinders om in daai plek te bly waar jy so aan die brand is vir die Here en so bewus van hom. En te vra, Here, hoekom was ek so present? Toe sê ek my, want jy kon nie onthou van die verlede nie, jy kon nie onthou waar jy gestres het vir die toekoms nie, so jy was net present. Sê vir my, het is so maklik vir hom om my aan te raak, want ek was so present. So Josh was 9 en Johnny 5. Ja. Ek dink deur die Here se genade het toe ek siek geraak het my skoonma het Niels dadelik die kinders gevat na my skoonma toe in Somerset West. So community was alles in hierdie opsig.
Hulle is in 'n wonderlike skool in die Parel waar ons ook ja, klomp van ons mense wat saam met my in die kerk die journey van geloof stap is om my en saam met my. So die juffrouens het my vreeslik gecover en ekstra aandag gegee aan my kinders en my man was 'n absolute champ. So die Here, ja, dit was amazing hoe hy my gecover het. Die kinders, dit was vir hulle moeilik. Ek was baie bedlend, baie. So ek het seker 70% van die dag slaap. Vir maande. Niels moes al die kos maak, hy moes die kinders skool toe vat, hy moes hulle kossies pak, hy moes die kerk lei. Hy het alles gedoen wat hy altyd gedoen het, plus alles wat ek altyd gedoen het. So ek dink uit die aard van sy persoonlikheid en die genade wat God op hom uitgestort het, het my kinders regtig okay aan die ander kant uitgekom. En hulle was saam met ons in die faith journey van dat ons vertrou die Here vir my genesing. Bro, hulle is nou nog besig om vir my te sê, as hulle nie iets wil doen wat ek sê nie, dan sê hulle, ag mamma, dit kan mos nie waar wees, mamma kan mos nie onthou nie. So hulle gebruik dit teen my. Maar hulle is okay. Ek dink daar's sekere dinge wat mense seker nou maar my kinders gaan maar moet gaan vir ministry eendag daarvoor. Ek dink almal se kinders maak is ook goed jy doen nie, gaan ook maar moet werk deur dingetjies. So daar was definitief sekere oomblikke seker vir hulle wat vir hulle baie moeilik was. Ek onthou een keer, weet nie of ek dit vertel het nie, hoe ek alleen daar gesit het. Het ek vertel hulle vir my gewaai het by die parking lot. Ek het alleen afgelaai en ek voel so, okay, is ek alweer. En ek weet hoeveel naalde gaan hulle nou in my indruk en al die verskillende dinge wat jy moet deurgaan en toe ek by die venster uitkyk, dis my man en my 2 kinders in die parking lot en hulle probeer my aandag kry. En hulle gooi vir my swinkies en wys vir my hartjies en my klein seentjie doen vir my dansie. Ja, nee, so hulle was eintlik wonderlik in daai tyd en ja, dink hulle is okay. God se genade is genoeg, nee, vir daai tye.